Soveel meer, episode 27, en dit is die slot-episode of slothoofstuk van hierdie boek. Dit is een van die ergste dinge wat Hugo nog in sy lewe moes doen, om daar van Renata se ma se aftreeoord af te moet wegry, sonder dat hulle twee weer kon praat. Praat oor onthullings, oor wie hulle regtig is. Sy weet nou dat hy moord skryf onder 'n skuilnaam. Sy weet net nog nie dat hy weet dat sy erotika skryf onder verskeie skuilname nie. Hygstories grafies amper aan die bloukant, as jy hom vra. Sy wou dit dalk vir altyd vir hom wegsteek. Wie weet, dalk glo sy dat hy haar daaroor gaan veroordeel. Sy's nie ver verkeerd nie. 'n paar maande gelede sou hy nogal gedink het. Nie vir hom nie, nee, o vrek. Toe slaan hy sy eie hand daaraan, nadat sy skoonsis hom uitgedaag het, en begin om die mooi en die moeilikheidsvlak daarin raak te sien. Dit is steeds nie maklik nie, maar dit is nie meer vir hom so erg nie. Feitlik elke film waarna hy kyk, het 'n blou toneel in. Dit is net om het in Afrikaans te doen, bly moeilik. Miskien was hy hopeloos te eng en konservatief voor die tyd, en sy oë het intussen oopgegaan. Hy kyk nou in 'n ander lig daarna. Maar veral kyk hy met nuwe oë en 'n baie sagte hart na die vroumensie, wat self swoeg om dit te skryf. Hy weet mos hoe moeilik dit is om vas te plak en deur 'n hele storie te werk. Natuurlik was daar, nadat hy gisteroggend haar laaste storie gelees het, Liefdesdans in die reën, geen twyfel meer by hom oor nie. Renata het hierdie een geskryf. Die storie het gegaan presies oor dit wat met hulle gebeur het op daardie modderdag. Sy het ander name in 'n ander plek gebruik, maar dis hy wat haar opgehelp het, en toe val sy mos weer, en daar beland hy reg bo oor haar. Hy dog sy huil, toe skaterlag sy oor dit alles, en vra dat hy die bottel ou bruines moet oopmaak. Alles presies reg, net soos wat dit gebeur het. Behalwe dat hulle nie na die tyd in mekaar se arms beland en liefde gemaak het, soos wat sy in haar storie geskryf het nie. Maar dit voel nou verkeerd, want nou weet hy mos dat dit eintlik iets is wat hulle albei gewens het, moet gebeur. Die elektrisiteit was, nee is, daar. Hy was net te dom en preuts om daarop ag te slaan. Sy hart maak 'n draaibeweging in sy borskas, want die besef is nogal groot. Renata, sy oulike mede-kampinwoner, die een vir wie hy met waterskoene en al geval het. Net om gister agterkom te kom, dat sy toe die een is, wat Chanel se geheime skrywer is, 'n 3-diep skuilnaam skrywer. Sy is Renata Benadi, in die regte lewe weet hy nou, maar op die app is sy Ria Benadi, Tatika en Basie Bolmerans, of is dit Bastian Bolmeran? Maar is almal in een, en hy verstaan dit, die ding dat skrywers van sekere genres eerder hulle identiteit wil stilhou. Hy het ook eintlik so gevoel van daar sy skuilnaam Hugh Helberg oor sy lekker wraak moordstories. Hy maak sy lesers kwaad vir die bliksems wat ander mense seermaak of skade aandoen. Dan kry hulle saam met hom lekker as hy die gemors, die ewigheid in pos. Behalwe in sy geval het dit so gewerk, toe sy uitgewer sien hy gaan namaak, het hulle gesig op sy boek gesoek. Sy foto's is agterop. Hulle het gevoel, boeke verkoop beter so, en dit doen, behalwe dat soveel mense hom nou herken van daardie einste foto's af. Chanel nou stuur vir hom stories vir haar app naamloos deur. In elke geval is daar nie regte name by nie, en natuurlik is daar nie foto's by nie. Maar nadat hy Renata se hand en wese gisteroggend in haar storie begin raak sien het, kon hy dit nie meer mis nie.
Dit is nie eens nodig vir Chanel om hom daarop te wys nie, want Hugo kon homself herken as die held in byna al haar stories. Haar beskrywings van hom, hoe hy lyk en hoe hy met tye optree is in die kol. Dinge wat hy doen, selfs voordat hulle amptelik met mekaar begin gesels het en name geruil het. Sy moes hom dop gehou het, net soos wat hy soms na haar ook gekyk het. Selfs deur sy kamera se lens en foto's geneem het, as hy sou moes bieg oor daardie saakie. Al 3 van hulle van Reyns is geseënd met pa se opvallende blou oë en rooibruine hare. Hugo sin kort net 'n goeie sny in hierdie stadium, en het Renata dit net duidelik geskryf in die storie waar hy en sy kollega haar rooi kar tussen die leeu's uit die modder moes gaan hak en sleep het nie. Daardie storie het op sy rekenaar verskyn 2 dae nadat hy die helfte van sy vrag padstaal hoenderpastei met haar gedeel het. Hoe meer hy gisteroggend op haar ander stories se spore teruggegaan het, hoe meer het hy agtergekom dat dinge wat in en om die Palenkamp gebeur het, die inspirasie van baie van haar stories was. Sy kanoe wat in die draaikolk beland het en hom in die arms van 'n pragtige vrou, 'n waterwese laat beland het. Maar hy wil nie in 'n ander vrou se arms wees nie. As dit van hom moes afhang, het hy haar bene al onder haar uitgevee op die dag toe hy haar daai einste eiland waar sy die klomp vroumense gaan laat woon het, gaan rondwys het. Nee, eintlik behoort hy dit terug te vat na die oomblik waarop sy eie Letty, sy Letty geword het in die storie waarin Theophilus hom amper opgehang het. OK, daar het hy dit ook gedoen. Dit was hy wat haar gesien het en gebruik het om 'n karakter in 'n storie te bou. Nie dat hy toe al gedink het dat daar meer gaan wees tussen hulle nie. Letty het haar bed met Theophilus gedeel in sy storie. Hugo is 'n man, 'n volbloed man. In daardie stadium was hy so 'n klein bietjie jaloers op sy storiekarakter wat hierdie fonds van 'n vroumensie eerste ontdek en raak gesien het. Hy sou nie omgegee het om plekke te ruil met ou Theo nie. Die idee van haar en hom was waarskynlik toe al in sy kop. Dit is net haar afsydigheid wat gemaak het dat hy vasgeglo het dat sy nie in mans belang stel nie. Nie in hom nie in elk geval, die dat hy homself toe maar skaars gehou het. Veral na die gedagte en die moontlikheid dat sy hom dalk nakend in die swembad sien klim het. En daar stuur sy 'n mooie Eva om haarself op 'n skinkbord vir hom aan te bied. Plaas dat sy self gewys het dat sy hom nie te onaardig gevind het nie, en dat die gedagte aan hom sonder klere haar nie heeltemal sal laat hakskene wys nie. Inteendeel. Hugo ry tot by die uitgangshek van die aftreeoord en sleutel die nommer daarin wat Renata se ma vir hom gegee het. Hy sal byna laat vir sy afspraak om sy kinders by sy meentuis in Constantia Park te sien. Hulle is waarskynlik al daar, wag dalk al voor die deur vir hom. Hy mag nie nou omdraai of terugry nie, al wil hy bitter graag vir haar sê hoe verskriklik oulik haar stories vir hom is en dat sy nie geïntimideer moet voel omdat sy nou weet dat hy 'n gepubliseerde skrywer is en dat daar so hier en daar 'n ander mens is wat van hom weet nie. Maar as hy mooi aan hulle gesprekke die afgelope 24 uur dink, was dit duidelik dat sy nog nie geweet het dat hy die een is wat haar stories moes nasien en deurlees nie. Tensy, en daar slaan dit hom tussen die oë, nooit het hy en sy die kwessie bespreek dat hy een van die Van Ryn broers is nie, en dat hy by Van Ryn uitgewers werk nie. As hy heeltemal eerlik is met homself, het sy op 'n stadium so half en half gewonder of hy dalk 'n nutsman is wat herstelwerk in die kamp vir Cecile hulle doen,
en hy het haar met daardie gedagte gelos. Dalk het sy dit vandag vir die eerste keer uitgevind, dat hy deel is van die uitgewery, waarvoor sy ook werk lewer. Moet hy nie maar terugry om vir haar te gaan sê, dat dit niks verander aan die gevoelens, wat hulle nou vir mekaar begin ontwikkel nie. Hulle vat dit mos van hier af, elke dag op 'n keer. Anders moet hy maar eers met Chanel gaan praat en hoor hoekom sy so hard en desperaat probeer keer het, dat hy gister sy storie moet lees, voordat sy en hy gepraat het. Selfs met Dominee Daaf en die boek van Openbaringe vorendag gekom, vertel hoe dringend daai een eerste gelees moet word. Nee, daar moet iets anders of wesenlik verkeerd wees as Chanel sulke drastiese stappe probeer neem. Terwyl Hugo huiwer, gaan die hek weer voor hom toe. Iemand agter hom blaas ongeduldig toeter. Hy waai vir die ou in sy triespieel en sleutel die nommer weer in. Moenie bekommerd wees nie, man. Ek gaan ry. Ek ry al. Sy eie kop is ook nou 'n warboel. Hoeveel geheime is daar nog om te ontrafel tussen hom en Renata? Hugo geniet die kuier met sy kinders daar in sy stadsmeentuis, behalwe dat die ontmoeting met sy dogter se nuwe kerel hom lus maak om die mannetjie se klere af te pluk en sy broek vir hom agterstevoor aan te trek. Uit die skrywes op die erotika app sien hy mos hoe maklik 'n mannetjie se gulp kan oopvlieg. Selfs in Renata se stories. Hy staan net grinnik daar in sy kombuis, waar hy die tert, quiche en koek, wat hy by Spar gekoop het vir hulle om te eet, staan en opsny. Ja nee, stille water, diepe grond. As jy na daardie botter kan jy in die mond mooi gesiggie van Renata kyk, sal jy nie vir 'n oomblik kan draai wat in haar kop aangaan nie. Sy dogtersin ook, glimlag soos 'n engel vir hom, toe sy kom bordjies haal om eetgoed uit te deel. Maar amper wil hy homself troos met die gedagte, hulle het haar mos reg groot gemaak, behalwe dat hy intussen tot die besef gekom het, dat dit wat soms in 'n vrou se kop aangaan, nie altyd op hulle gesigte geskryf staan nie. Waar het oor Renata gaan, behoort dit seker 'n aangename verrassing vir hom te wees. Is dit nie elke man se droom, dat sy vrou onkreukbaar voor ander moet lyk nie, maar 'n feeks in die bed moet wees nie. Dan onthou hy iets anders, wat hom nog steeds so half bekommerd maak. Die feit, dat Chanel hom so dringend wou sien, daar is iets wat hy moet weet, voordat hy die storie van liefdesdans in die reën sou lees, wat hy toe mos in elk geval gedoen het. Hy het mos geweet, die Dominee Daaf storie van haar was net 'n flou verskoning. Toe het hy gelees en hy het haar na die tyd gebel. Wat is die storie van jou en die skrywersvrou hier in my kamp? Het hy gemaak streng gevra. Dan weet jy nou swaar hè? Haar stem was dun. Nee skonie, ek weet niks. Klink my jy is die een met al die inligting. Ek en Renata het tot eergister nog nie eens mekaar se vanne geken nie. So jy steen met al die geheime. 'n lang stilte en toe vra sy mooi, Hugo, asseblief, moenie met haar praat oor wat jy nou uitgevind het nie. Kom eers Woensdag in kantoor toe. Beter nog, ons kry mekaar 9 uur by daai lekker eetplekkie vir ontbyt. Ek moet net eers met jou oor Renata praat, voordat jy haar konfronteer. Hierdie saak is uiters delikaat en sensitief. Die dat hy toe daar en dan besluit het om nie vir Chanel te vertel dat hy vir Renata sou saambring Pretoria nie. Rusthof en Helga gaan dalk 'n nuwe ontsnaproete uit hierdie een moet probeer vind. Laat hom net eers hoor hoe groot die gevaar van die Renata kwessie nou eintlik is. Dit is 10:09, toe Hugo voor die restaurant in Waterkloof stilhou, waar hy vir Chanel en Karel moet ontmoet vir ontbyt. Hy is vroeg, maar nie so vroeg soos sy swaar en skoonsister nie.
Hulle wag al vir hom. Nee man, sy broer en skoonsister nie. Hulle wag al vir hom. Gelukkig is hulle in daardie stadium die enigste klant in die plek, want skaars staan Hugo in die deur of Chanel spring op en swaai 'n vinger in sy rigting. Dit is alles jou skuld, Hugo. Dit is omdat jy gesê het dat jy op 'n Kaapnakke Iro reis vertrek en 3 maande lank gaan wegwees. Jy sou gister eers vir die eerste keer terug gewees het in Pretoria. Laat staan nog dat jy by Chrissy's meer sou uitkom. Toe kom jy vroeër terug, of liewer, jy was nooit weg nie. Jy was al die tyd daar. Dit is wat verkeerd geloop het. Dit is jou skuld. Verkeerd geloop. Het ek datums genoem? Vra Hugo verward. Hy kyk hoe die kelner 'n stoel daar langs die tafel by sy broer en skoonsister uittrek. Die man wys hy moet asseblief gaan sit, maar Hugo wonder of hy nie liewer moet omdraai en weghardloop nie. Maar die plek ruik nie net na lekker kos nie. Hulle maak regtig baie spesiale ontbyte daar. En hy is honger. Nee, jy het gesê, vir 3 maande lank gaan ons jou nie in Pretoria sien nie. Jy verkas op 'n Kaapnakke Iro reis. Toe kyk ek op die almanak en besef dat jy min of meer so lank van daai datum tot daardie datum gaan weg wees. En dit is so lank as wat Cecile en Julia mos oor see sou wees. Het ek iets gemis? Is hulle terug in die land? Wonder Hugo. Nee, hulle twee kom eers Vrydag aan. Vrydag? Dan is dit Vrydag 3 maande, herhaal Hugo en toe klik hy. Hy kyk haar streng aan. Jy het gedink dat die 3 maande, dat jy 3 maande het om 'n voortvlugtende, 'n touknopende, 'n prentjiemakende, aspirant skrywer, misdadiger, gratis en pa en ma se huis te kan laat intrek, sonder dat ek sou uitvind dat die vrou daar plak. So hoekom het jy haar daar weggesteek? Watter een van daai redes? Is sy krimineel? Of is sy skelm? Hoekom moet sy nie gevind word nie? O hemel, nou gebeur presies dit waaroor ek die hele tyd bang was, steun Chanel. Wat gebeur en waarvoor was jy bang? Dat jy haar gaan haat, dat jy materiaal gaan bymekaar maak om haar te vermoor. Ek wonder net, hoekom het jy haar nie uitgesmuit, terwyl jy daar was nie? O, want ek het gedog, sy is een van Cecile en Julia se vriendinne. O, toe verdraai jy haar maar nou dat jy weet dat dit eintlik een van my skrywers is, wat gaan jy nou doen? Nou dat jy weet. Maar wat weet ek? Ek weet eintlik nog niks. Hoekom het sy nodig om daar weg te kruip? Wat is die geheim rondom hierdie saak? Hugo gaan sit uiteindelik op die stoel daar langs die tafel. Koffie of limoensap, meneer? Vra die kelner. Albei, antwoord Hugo. Die koffie ruik hemels, maar hy gaan eers 'n glas sap wegsluk, want skielik is sy keel kurk droog. Hy is bekommerd oor 'n hart wat hy intussen verloor het op iemand wat duidelik dieper en erger probleme en geheime in haar ronddra, as die feit dat sy oulike stout stories skryf, en hy is bang om het uit te vind. Hy drink van sy sap en toe draai hy na Chanel. Nou toe uit daarmee, wat is die vrou se storie? Is dit moord of bedrog? Het sy geld verduister? Het sy haar man oor 'n kraans gestamp en nou is sy liggaam nog soek en sy ook? Of is sy 'n aktivis met 'n YouTube kanaal wat die regering wil omverwerp en nou is haar lewe in gevaar? Karel se koppie koffie hang tussen hemel en aarde. Sy mond het oopgeval. Chanel se oë is wyd en die kelner vlug om een of ander rede kombuis toe. Uiteindelik kry Chanel haar stem terug. Frek, maar jy's goed, Hugo, of jy is stapelgek. Ek hoop jy skryf al aan hierdie ingewikkelde storie. Hoe lank het dit jou geneem om hierdie raamwerk vir hierdie plot uit te werk? Wat 'n raamwerk, vra hy.
Wat ek nou gesê het is beslis nie 'n storie nie. Dit was net 'n eenvoudige vraagie. 'n Eenvoudige vraag. Karel sak sy koffie. Chanel gaan aan die gloei. Man, dit is mos hoe 'n skrywersbrein moet werk. Hugo, ek volstaan daarby. Jy is briljant. Hou so vol, sorry. Maar skryf hierdie een asseblief net vir Van Ryn Uitgewers. Maar ek het 'n vraag vir jou. Nee, eintlik wil ek oor iets by jou pleit. Skiet, antwoord hy en roer suiker in sy koffie. Nee, Hugo, nie dit nie. Moenie skiet nie. Moenie 'n mes uithaal en links en regs steek nie. En moet asseblief nie weer klippe of bakstene uitdik wat van bo af op haar kop kan val nie. Jy stoot haar nie by die trap af nie, moet haar nie hang nie en ten slotte, jy Peter beslis nie met haar kar se remme nie. Jemmel, vroumens, waaroor brabbel jy? Jy's die een wat moet skryf. Die koffie is so lekker. Hugo dink al by homself, wat is lekkerder as 'n eerste koppie koffie by hierdie restaurant? 'n Bodemlose beker koffie, nog koffie wanneer hierdie een op is, en spek en 'n kaasomelet met wors en sampioene. Dit bestel hy toe ook sommer. Dit is een ding om nie van iemand te hou nie, maar dit is 'n ander ding om iemand te vermoor, omdat sy nou verniet in een van die huisies in jou palekampie gebly het en vir Van Ryn Uitgewers skryf. Regtig, Hugo, dink weer oor die saak. O, Dad, nee man, ek gee glad nie om dat sy daar bly nie. Sy is eintlik baie welkom. Bovendien, daar was mos 'n ooreenkoms dat jy en Karel en Cecile self ook mense kan stuur om daar in pa en ma se plek tuis te gaan. Ek gee nie om nie, al bly die persoon gratis. Dit pla my nie in die minste nie. Dan haat jy haar darm nog nie so baie nie? Nee, hoe kan ek haar haat? Ek is mos nie met haar getroud nie, spot Hugo. Maar wat is die vrou se storie? Vir wie en wat kruip sy daar weg? Vir die wolf by haar voordeur. Chanel bestel eiers met 'n Benedict sous en avokado peer op rogbrood. Karel kry sy tradisionele, yslike groot plaasontbyt. En toe verduidelik Chanel uit haar eie. Hugo sê, die storie is so. Renata is geskei. Haar droom is nog altyd om te skryf en sy het begin. Sy het heel goed gevaar, terwyl haar man onderhoud betaal het vir haar en haar dogter en sy kon haar woonstel huur. Toe besluit haar dogter om die huis te verlaat en oor see te gaan bly en daar droog die man die onderhoud op, seker te verstane, en sy wou werk soek. Toe sê ek van nee en bied haar die blyplek aan op voorwaarde dat sy eerder aanhou skryf en mos haar toue knoop. Sy het baie potensiaal, soos wat jy waarskynlik na gister self ook besef het. Sy doen baie goed op ons erotiese app. Sy bring geld in en ons betaal haar alle ietsie daarvoor. O, en as jy dalk jou neus vir haar stories wil optrek, sy wou eers nie inkoop op die hygroman stories nie. Miskien het dit ook soort van ingedruis teen haar ietwat konservatiewe geaardheid. Maar naderhand het sy gelukkig begin ontdooi. En jy moet saam met my stem, sy doen dit baie goed. Soos in goed beter beste, erg erger ergste, of is dit Riel Benari, Tatika en die bronstige Bastian Bolmerans, spot hy. Nou het jy al daai skuilname uitgevind? Maklik, verduidelik hy. Daar was sekere skrywes, woordkeuses, sinskonstruksies, wat my laat besef het, dat hierdie skryfstyl net aan een skrywer behoort. Dit is soos om jou handtekening te maak. En dan moes jy besef het dat jy die held is, dat jy Adam in haar verhale is. Laat my dink dat daar in een van jou skrywes onder die skuilnaam Don Juan de Bourcien ook
naakte man is, wat uit die water opgereis het. Amper trap hy in die strik toe hy wou uitroep, ek dog ek was alleen daar man. Niemand in die kamp verwag nie. Sien, eintlik is die hele ding jou skuld, Chanel. As hy net geweet het, daar is nog 'n vroumens in die kamp, sy mis nooit so daar rondgeloop het nie. Maar Chanel praat voort, jy laat haar spitfire val, en jy maak haar dood in 'n lokval. Ja, maar Rustov het mos saam met haar gesterf, herinner hy haar. In die werklike lewe wil jy haar padda gebruik om jou braaivleisvuur mee aan te steek, maar in jou storie olie jy vir Rustov, om vir Helga tussen die lakens te kry. Jy is 'n psigopaat, Hugo. Jy haat haar, en sy het jou niks aangedoen nie. Vrou, roep Karel geskok uit. Touknoop, verduidelik Hugo en Chanel gelyk vir hom, en die twee dames, wat nou by 'n tafel naby hy wou gaan sit, skuif na 'n ander tafel toe. Maar toe sien die vrou, dit is Hugh Helberg, die skrywer, hy sê, verdomp, kan 'n mens jou ook nêrens heen vat nie, Hugo, raas Chanel alweer met hom. Kan ons asseblief hierdie gesprek later in die kantoor gaan voortsit? Vra sy broer Karel en kyk ongemaklik om hulle rond. As die dames vir Hugo kon herken as 'n skrywer van sy foto op sy agterblad, sien hulle dalk net nou raak dat hy een van hulle ouderlinge in die kerk is. Nee, daar is niks meer om te bespreek nie, behalwe dat ek een ding wil noem. Rustov is nie gevoelloos nie. Hy het 'n sagte plek vir sy Helga ontwikkel en enige verdere besprekings van my dag by die kantoor moet 1 uur stop. Ek het later vanmiddag 'n verjaarsdagpartytjie om by te woon, sê Hugo. Wanneer Hugo later daar by die kantoor wegry, laat sny hy eers sy hare. In die winkel langsaan koop hy blomme, 'n pragtige bos mengelmoesblomme met 'n protea reg in die middel vir Renata se ma, want die vrou verjaar mos, en 'n dosyn bloedrooi rose vir die verjaardag tannie se mooi meisiekind. Daai enetjie wat lyk asof sy die hasepad gaan kies, toe hy in die deur van die saaltjie verskyn, waar die klompie gaste bymekaar is vir die koek en tee. Wanneer almal weer gaande raak, omdat hulle 'n bekende skrywer in hulle midde het, wys hy, nee, die gas van die dag is julle verjaarsdagvriendin. Hy wil in die agtergrond bly, en hy wil asseblief haar dogter vir 'n oomblik leen. Om te wat, wil hulle almal nuuskierig weet. As antwoord hou hy die bos bloedrooi rose na haar toe uit, en die klomp koer van lekker kry. Daar is 'n emmertjie in die kombuis, roep een van die tannies uit, toe Renata vir 'n oomblik lyk asof sy nie weet wat om met haar blomme te doen nie. Dankie, Renata stap voor hom uit. Hugo, wat maak jy hier? En waarvoor is hierdie blomme? Hierdie is nie enige blomme nie. As 'n romantiese fiksie skrywer behoort jy te weet wat 'n man met bloedrooi rose probeer sê. Okay, dan het jy uitgevind dat ek een van die hoopvolles is, wat so hard probeer skryf vir jou skoonsister se app. Nie probeer nie, jy doen dit besonder goed. Dankie, Hugo. Dink jy nie dit is vulgair en leeg nie? Nee, ek dink is besonder goed geskryf in 'n genre wat nie te maklik is nie. Ek het self my hand aan die genre geslaan as Don Juan de Boursean. Okay, daardie storie van Letty en Theophilus, dit was baie mooi, maar ek verstaan nog steeds nie wat jy vir my met die rose probeer sê nie. Miskien moet jy dit in woorde omskakel, uit 'n manlike skrywer se oogpunt. Hy kan sien dat sy hom koggel, hom uitdaag. 'n man,
begin Hugo. 'n Man dra rooi rose aan om te wys dat hy omgee, dat hy haar lief het. Hugo dink dit. Hy sien net nog nie kans om het te sê nie. Dit is te gou. Toe verander hy sy deentjie. 'n Man gee vir 'n vrou rose, as hy nie wil hê dat sy vir altyd vir hom moet kwaad wees nie. Waaroor kwaad wees nie, Hugo van Ryn? Omdat jy en Chanel waarskynlik agter my rug vir my lag en my simpel storiepogings onder mekaar bespreek. Natuurlik weet julle seker al lankal dat jy die Adam in my stories is, en toe blakker ek dit boonop Sondag aand aan haar ook uit, en die feit dat ek mal is oor jou. Nee, dit is glad nie die geval nie, Renata. Ons het nie een geweet nie, en ek verseker jou dat Chanel alles in haar vermoë gedoen het om jou te beskerm teen 'n siniese en gewetenlose moordskrywer, teen my. Sy het mos gedink ek is weg, iewers in Afrika op toer. Wel, nou dat alles op die lappe gekom het, moet ek seker trek, sê Renata. Beslis ja. Hugo sit sy arms om haar en trek haar teen hom vas. Maar eers as jy kans sien het en reg is daarvoor, jy sal moet trek na my huisie daar in die Palekamp toe. Ek het 3 slaapkamers waarvan een leeg staan. Renata, ek gooi nie die woorde goedkoop rond nie, maar soos wat ek nou voel, weet ek dat ek besig is om lief te raak vir jou. Onverwags, hopeloos, ongevraagd. Maar het is so lekker en so spesiaal. Hugo bly stil. Hy kan amper nie glo dat dit hy is wat so vinnig en so eerlik, hopeloos te veel van sy hart staan en weggee nie. Wel, aangesien jy so slim is met stories en skrywers en veral met die tekens van romanse, moes jy eintlik lankal gesien het dat ek feitelik van dag 1 af mal was oor jou, dat my hart al saam met jou en jou kanoe op die bodem van die meer beland het. In daardie geval kan die storie van ons lewens net beter raak, my liefste vroumens. En die 3de slaapkamer in my paalahuisie is vir jou goedjies. Nie vir jou nie, ek soek jou by my, sê hy met sy gesiggie naby aan haar hare, en te soen haar eers sag op die mond, en daarna, totdat dit vir haar voel asof haar voete onder haar gaan invou. As hy haar nie met sy arms reg ophou nie, beland hulle daar onder die kombuistafel van die oortse saaltjie. Maar iemand klop en stap in. Koppies, ek kom al nog koppies uit. Die arme vrou lyk skuldiger as hulle. Sy het 'n heilige oomblik kom onderbreek. Hulle gaan sit by die lang tafel en drink saam met die klomp tee en geniet die eetgoed. Wanneer die mense later stadig maar seker uit mekaar begin gaan, draai Hugo na Renata. Kon jy toe al jou aflewerings doen, jou touwerke en sketse vir die tuisnywerheid? Ja, vanoggend al, my ma toe saamgery. Wel, dankie vir my pragtige sketse en skilderytjies. Ek gaan dit beslis raam, sê hy. Ek is bly jy hou daarvan, sê sy. Ek hou baie daarvan. Hy bedoel dit uit die diepte van sy hart, wanneer hy met sy donkerblou is en haar grysblou oë kyk en nie weer kan of wil wegkyk nie. En daar neem Hugo 'n laaste besluit. Is daar iets wat jou nog hier hou? Iets wat jy nog moet doen? Want ek wil nie meer alleen wees nie. Eintlik wil ek jou vanaand al in my arms hou. Renata glimlag en spring op. Gee my 10 minute om te groet en te gaan pak. Dan kan ons gaan. Hulle het nie ver gekom daardie eerste aand nie. Dit was nie nodig nie. Hugo se meentuis is mos net daar naby in Constantia Park. 'n hemelse aand, wat selfs beter was as die uitsien en afwagting wat al 'n geruime tyd tussen hulle wag op
vervulling? Ek wou eintlik hierdie plek verkoop, maar miskien moet ons dit maar hou. Wat dink jy? Vra Hugo toe hulle die volgende oggend op die stoep sit en koffie drink. Dit is 'n lekker, veilige toesluitplekkie, want eintlik weet hulle albei dat hulle gaan kies om veel meer tyd daar langs die beer by Chrissy te wees. En as dit koud raak, rins Wildtuin toe, sê Hugo, of Marlothpark toe. My een ou skoolmater het 'n huis daar, al bly hy deesdae oor see. Hy is altyd bly as ek so af en toe besluit om daar te gaan inloer, om te kyk of die plek mos staan. En ek doen dit eintlik graag in die wintermaande. Gaan ek daarna toe. Gewoonlik vra my ou vriend dat ek so lank as moontlik moet bly wanneer ek daar is, want ek sien mos stikkende goed raak en dan maak ek dit heel, en hy weet dit. Hoe klink dit, Renata? Is jy saam met my? Hugo, die nutsman, spot sy voordat sy ernstig raak. Natuurlik, Hugo, ek sal gaan waar jy gaan, en daardie plek klink soos paradys. Ek is in elk geval mal oor die Wildtuin en die bos. Jy is my soort vrou. Soos wat die tyd aanstap, besef hulle al hoe meer hoe eenders hulle eintlik oor dinge voel. Hulle is twee alleenloper mense wat na dese net een ding van die lewe vra. Om dit, wat hulle ook al doen, saam te doen, of ten minste by mekaar. Want stories skryf is mos 'n baie alleen ding, 'n stillerige ding, en as jy dit nie self ook doen nie, dan dink jy mos jou maat is besig om jou te ignoreer, of wil nie met jou praat nie. Nou is dit lekker vir hom om 'n maat te hê wat dit kan verstaan. Maar nou dat hulle mekaar het, is alleen wees nie meer so eensaam nie. Renata kyk na waar Hugo aandagtig na sy laptop skerm kyk en diep frons. Hy lees die laaste stukkie oor en verander so hier en daar iets aan sy storie. Asof hy voel dat sy vir hom kyk, draai daar die fantastiese blou oë van hom na haar toe en die uitdrukking op sy gesig word sag. Kon jy dit uitsorteer? Vra sy. Hy knik, ja, nou maak die storie meer sin. En so gaan dit amper vir die beste deel van die dag. Hugo skryf sy ingewikkelde moordstories. Renata haar liefdesverhale. Daar is net een verskil. Sy skryf nie net meer oor liefde nie. Sy voel en ervaar dit self. Elke dag. Meer en meer. En dit gee soveel meer betekenis aan die lewe. Hulle lewe saam. Die einde. Nou ja, dit was soveel meer. As jy die audioboek geniet het, teken gerus op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke in. Kyk daar onder podcast. Jy sal vele ander volboeke daar vind. Of Google my. Adele Reinders, Kobo Ratteken. Die boeke is daar vir as jy verkies om eerder te lees. Op die YouTube kanaal luister jy gratis. Jy is welkom om stories aan te stuur of te deel wat jy hier gevind het. En om vir jou 'n beter luisterervaring te gee, weier ek volstrek om advertensies in die middel van my stories toe te laat. Dis aklig as 'n storie moet onderbreek word. Ek verdien nou wel minder geld, maar ek weet self hoe irriterend daardie inbreuke kan wees, wanneer ons na goedjies luister. Nou ja, mooi bly, tot volgende keer. Tot die volgende storie, en dankie dat jy luister en ons stories like.